allemaal? Ek glo u is so bly om vanmôre hier te wees. Lekker, lekker, lekker. Ons groet maar allemaal. Piet Spekkies het gevra, ek moet glo vir hom baie. Dit was nou as jy mos nou rondloop, 'n bietjie gaan kuier alweer. Dan wil jy nou weer gewaai word. So, maar ons groet allemaal ons kykers daar buitekant in. Vir ons wat hier is, ek is so bly julle is hier so. Julle is 'n bietjie kerk toe gekom. Amen. Net so vinnige afkondigingkies. Ons gaan Dinsdag begin ons met ons beradingsklasse, 10 uur, Dinsdagoggend en Woensdagoggend is die gewone klasse. En dan Donderdag het Christine 10 uur, alles is net 10 uur. Donderdag is die bid hierso. Dis baie lekker, die vuure val hierso. En so en Vrydag het ons weer lekker voorsang oefen. Dis nou net vir die sangers. Dis nou nie so oor almal nie. En daar's iets anders die blom. Is daar ander goed is niks nie. Ja, daar's die hele afkondiging. Sommer vinnig. En ja, ek hoop iets vandag ekstra geld ingooi vir die lang Januarie. Nee, ek maak sommer 'n grap. So, maar verder is ons dankbaar dat elkeen gesond is en die wat nie gesond is, ons tree in en ons bid vir mense wat nie vandag lekker en wel is. En ons tree in en ons weet dat die Here ook hulle sal aanraak. So, ons is dankbaar. En dankbaar vir God om vanmôre hier te wees. So, kom ons sluit ons voor. Vader, ons is dankbaar, Here, dat U ons opgetel het, dat ons vanmôre hier kan wees en vanmôre net U naam kan groot maak. Want vanmôre gaan dit alles weer eens net oor U, Here, niks oor onsself. Dankie dat ons vanmôre kan opkyk na U, Here. Dankie, Here, dat ons vreugde en ons blydskap van U afkom, my God. Dankie, Here, dat ons vanmôre in ons harte kan besef, Here, dat alles wat in ons lewe gebeur, Here, weet ons, U hand is daar. U hand is daar en alles wat gebeur, Here, is tot vorming en gereed maak om eendag vir U tegemoet te gaan. Dankie, Here, dankie, o Heilige Gees, dat U vanmôre in ons diens tot elkeen sal spreek, Here. Vader, ek bid, my God, vir verandering in ons dorp, ek bid in ons gemeente. Ek bid, Here, dat U sal ingryp. Ek bid, Here, dat mense hierdie wonderlike liefde van God sal begin ervaar en beleef en deel van ons lewe maak, Here. Ek bid dit, Here. Ek bid ook vir ander gemeentes wat vanmôre besig is, Here, dat U Gees ook daar sal neersak op hulle. Ek bid vanmôre dat U, o Heilige Gees, baie diep in ons harte sal kom krap vanmôre, Here, daar wat niemand kan sien. En ek bid ook vanmôre, o Gees, dat deur ons voorsang, Here, dat U vanmôre sal praat met ons en dat ons vanmôre net met ontvanklike harte kan staan en kan sê, Here, ons is gereed om te ontvang van U vanmôre. Ons as disippels, ons as diensknegt van U, Here. Ons is gereed om te kom kry vanmôre. Vader, ek bid ook vanmôre dat die vyand nie sal kom beroof die woord van U nie, Here. Maar dat die woord vanmôre baie diep in ons harte sal ingaan en dat daar die saad daar sal gaan lê en sal groei met God. Dat dit nie hier voor ons kom wegvat word nie, maar in ons harte sal geplant word, Here. Breek U woord vanmôre vir ons oop, my God. Maak U bekend in ons, o Here. Dat ons U liefde en U vreugde vanmôre in ons diens kan ervaar. Dat ons dit onder mekaar kan ervaar. Here, en ook vir ons mensies daar buite, dat ons dit kan ervaar, Here. Ons prys U vanmôre, my God. Ons loof U vir 'n wonderlike God soos U. In Jesus naam. Amen. Daar sê, nou kom ons staan en dan gaan ons uit ons harte en lekker saam sing. Ek wil vra dat ons, dat ons net vir 'n oomblik, al is dit net 'n minuut, ons oë net toemaak, ons hande sal uitsteek
En daardeur vir die Here sal sê, Here gee, ons ontvang, ons wil ontvang. Dat u Gees net deur ons werk, soos wat die musiek gaan speel, en die pastoor later sal preek, maar dat ons net vir die Here sal wys, Here, hier is ek, raak my aan, ek wil hê u moet my aanraak vanoggend. Net vir 'n minuut. Vertel dat Jesus reed.
so 'n bietjie ooplos, net so die een deur, of sal dit dan nie, laat jy die koud kry. Want ek sal na Swede al klaar. Nou ja, ek moes nou vanmôre 2 verskillende hemde geprobeer aantrek. Ek weet nou nie wat intussen weer gebeur het. Desember is nie altyd 'n goeie maand. Want ek nou so mooi lyk, toe voel ek maar my naaltjie krenkel. Dis allemaal 'n hartseer saakie. Amen. Ja, ek wil met ons vanmôre so 'n bietjie deel met ons gesels. Weet, is daarom maar kosbaar hoe as jy stilte tyd maak, hoe die Here vir jou woord oopbreek. Regtig mense, dis so besonder. Weet jy, lees 'n woord en dan die volgende oomblik dan sê jy, hey, wat gaan nou hier aan? Dan raak hierdie letter lewendig. Yes, man, weet hoe lekker is dit mense? Weet, dis net asof jy ontdek 'n ander God, man. Dit is waar, verstaan jy, ons is partykeer maar hier by die God van die kinderbybel. Verstaan jy, hy bly vir ons so 'n kinderbybel prent. Maar as jy werklik stilte tyd maak, dan ontdek ons iemand anders. Dan ontdek ons die ware Jesus. Ek en Janne staan nou vanmôre hier buite en hy wys my, hy sê, pastoor, kyk daai klip. Dit lyk so 2 boeke. En ek sê, ja, wragtig. Dan verstaan jy hoe wonderlik is dit, hoe kan 'n mens, elkeen van ons na 'n prentjie kyk, en ons eie opinie opmaak rondom wat ons sien. Hy sien 2 boeke, ek sien nou net 'n klip. Maar toe ek bietjie my verbeelding gebruik, toe sien ek, nie maar wragtig. Dit lyk soos 2 boeke. Dus ek neem ons moet sommer die 10 gebooie, dis mos ons kant van die jaar. Daar opskryf. Mag ons Selma? Ja. Amen, daar is ek. Dis al wat ek wil hoor. Daar is ek. So, nee, dis wonderlik man. Hoe elke een 'n prentjie anders te sien as iemand anders. Verstaan jy so? Nou ons ek wat ook so 'n bietjie kunstsinnig is. Ek is normaal, moenie hoor nie. En fotogenies, nog meer normaal. Verstaan so ek sien 'n prentjie anders as iemand anders dit sien. Ek sien so onmiddellik, veral ek en Christine, ag sy is maar saam in die kar. Sy sien niks nie. Sy is so 'n toerist, amper sê terrorist. Sy is so 'n toerist. Sy ry net saam. As jy daar by die lotse kom, dan neem hulle die lotse af. Nou ons is by klomp olifante. Wat? Jy moet verstaan ek. Christine is dieselfde. As ek vir haar sê, kyk daar is 'n kudu. Waar? Dan kyk sy hier die kudu loop hier. Hey. Dat so ek moet ook van 'n bietjie so uitdag. So wees versigtig as jy saam met my ry. Nee, wat ek bedoel, ons elkeen sien 'n prentjie so anderster. En as ons nou terug gaan woord toe, dan is dit dieselfde, dat baie van ons as kinders van die Here sien nog altyd 'n Jesus daar in die kinderbybel, so 'n bleek gesiggie. Dis hy Jesus. Weet, dis dan, as 'n mens die ware Jesus ontmoet het, dan besef jy man, maar hierdie bleek gesig prentjie daar in die kinderbybel, ek verstaan hulle probeer hulle bes van iemand wat hulle werklik nog nooit gesien en geken het. So daar is nou so 'n bleek gesig, 'n prentjie van iemand wat daar staan, of iemand wat daar by die krib sit, of Jesus wat sommer daar nou, miskien in die krib lê, en hier staan 'n ou koei, wat, verstaan jy daai, mense, dis so 'n heel ander prentjie van wie die werklike Here Jesus Christus is. Ja, ons verstaan nie man, maar as jy ontmoet het, dan sien jy, man, magies man, dis nie Jesus nie. So ons mense bou vir ons 'n verkeerde prent van wie die Here Jesus werklik is. En nou loop jy maar jou hele lewe lank, want jy is mos nou gewoond om net kerk toe te kom. So jy glo nou maar in die kinderprentjie.
Maar hy is maar so klein as hy by jou ingeprent. So jy sien nou hierdie liewe Jesus storieetjies in. En dit bly nou liewe Jesus en so bly dit so. Alles is net liewe Jesus, so pragtig en wonderlik en mooi en dan hier op 'n dag, dan besef jy, ek ken nie hierdie Jesus. Die prentjie wat ek gevorm het in my kop, is nie wie hy is nie. Die prentjie wat ek vir myself opgemaak het van Jesus, is nie Jesus nie. Dis daarom wonderlik. Prys die Here man. As daar deurbraak in ons lewe kom. Verstaan jy, wat gebeur en verstaan jy hoekom ek praat van hoe nodig vervolging is? Ek lees so oral lees ek en ek besef en ek hoor hoe die vervolgde kerk besig is om te groei in Iran. Prys die Here man. Wie dat God hom nou al begin bekend maak aan die kommunis en die antichrist en die satanis, maar die kerk sit vreeslik heilig en hulle weet nie wie is God. Hierdie mense wat nog nooit, hulle weet van Jesus, maar hulle wil niks met hom te doen het, en die volgende oomblik, dan openbaar die Here Jesus homself aan hierdie mense, en daar kom 'n geweldige deurbraak, dat hierdie mense, hierdie God ontmoet, wat hulle vervolg. Soos 'n Paulus. Ja, Paulus, hoekom vervolg jy my? Verstaan jy, hier kom 'n deurbraak. Paulus se oë gaan oop en hy sê, "Jo, Here, wat kan ek vir u doen?" Verstaan jy, want hy besef die Jesus wat hy vervolg het, sy kinders vervolg het, dis die ware Jesus, die ene wat hy geken het as fariseer, is nie die Jesus gewees. Dis soos die moslems, die Jesus of die God wat hulle aanbid, is hy die ware God, en hier kom God in sy liefde, en hy kom stel hom bekend aan hierdie mense, en daar's 'n beweging tussen die moslim wêreld. Mense, wat 'n skande, dat ons as kinders van die Here, kyk hoe lyk die kerke, hulle loop leeg, hulle loop leeg, dis betreenswaardig om te besef, dat kinders van God, wat die veronderstel is om hierdie Jesus, maar ons laat die spoegspat van stilte tyd, in stilte tyd, en niemand doen niks aan stilte tyd. Jy sal die Here nooit in sy glorie ontmoet, as jy nie stilte tyd maak. En ek sê vanmôre weer eens mense, kry hierdie ou Bybel leesie uit jou kop uit 'n slag. Hierdie ou gebedjies opsê uit jou kop uit. Ons moet werklik, as ons gaan sit met God, moet jy ernstig wees. As jy gaan sit met sy woord, moet jy vra, Here, breek hierdie woord vir my oop, dat ek kan verstaan wat hier aangaan. Ek sal moet desperaat begin raak, om vir Jesus te ontmoet van hierdie woord. Man, dit help nie, jy lees hierdie woord met 'n slegte gesindheid, 'n verkeerde gesindheid, van net om jou eie ek goed te streel, ek het daar 'n Bybel gelees. Dit beteken niks, iets, maak hom eerder toe. Dis vir jou baie veiliger, maak hom eerder toe. Hierdie ou pragtige gebedjies, ag liewe Jesus, mense, as ons hier in Openbaring 1 lees, en as ek vanmôre vra, wie is Jesus vir jou, dan sien ons hier so een baie kosbare ding. Ons lees hier van ou Johannes, die lieveling disipel van die Here. Nou, Johannes is 'n perpad, kyk, hy het nou regtig die Here Jesus as 'n broer. Verstaan jy? En hy het hom hanteer soos 'n broer, en hy het hom gesien as 'n broer. Verstaan jy? Dit is wonderlik, pragtig. Maar nou, die ongeluk van hierdie hele storie is, dat hy nog altyd hierdie Jesus met daardie gedagte sien. Maar jy sien, die woord van die Here sê, dat ons moet in die gees inkom. Want die woord sê dat die oomblik toe Johannes in die gees kom, toe hy in die gees, so ons kan nie net Bybel lees nie man. Ons kan nie net gebedjies doen nie. Jy moet in die gees kom. Jy moet gaan stil raak. Jy moet woord, as jy begin bid, moet jy woord quoteer man. Jy moet praat, jy moet ernstig in jou gees raak. Verstaan jy, dan kom jy in die gees.
Jy moet geestelike musiek luister. Ons kan nie met die drekgode van die wêreld besig wees en dan die volgende oomblik wil ons in die gees wees saam met die Here nie, man. Ons lewe moet getuig van God, man. Hier moet 'n brandendheid hier binne kan wees, want as dit hier brand, dan kom jy in die gees wanneer jy stil voor God raak. Want dis wat hier gebeur het. Hier sê Johannes, toe hy in die gees is. Jy sal nooit die Here Jesus sien as jy nie in die gees kom. Daar's nie 'n manier. Want die woord sê, die gees is die lig op ons pad. Die gees, hy sê, hy wat gelei word deur die gees van God, hy kan kind van God genoem word. Maar as jy deur jouself gelei word in jou godsdienstige beginsels en sieninge, sal jy nooit in die gees kom nie. Maar die oomblik is daar, wat sê Matteus 7 vers 7, soek tot jy vind. Verstaan jy? Ons moet bid, ons moet soek. Dis vir jare, mense, jare, wat ek gesoek het by die Here, wat ek nie verstaan het, wat gaan aan nie. En toe ek hom ontmoet, toe ek hom besef, wie hy eintlik werklik is. Toe ek begin besef, maar wie Jesus werklik is. Verstaan jy? Na ek hom gesoek het. Verstaan jy nie hierdie godsdienstigheid nie, maar toe ek hom soek, man. Toe ek hom soek, toe begin daar deurbraak. Toe breek die woord van die Here vir my oop. Is dit nie wonderlik? Mense, God is nie sommer net hierdie heelal behoort aan hom. Hy sê alles hou ek in die palm van my hand. Dis daardie God wat ons moet ontmoet. Verstaan jy? So ek probeer vir u vanmôre inkry dat ons in die gees kan kom. Ons moet in ons stilte tyd. Weet, dis wat die Jode baie mooi doen. Ek dink hulle noem dit 'n taliepe ding wat so oor hulle kop gooi as hulle bid. Dit gaan nie oor godsdienstigheid nie. Dit gaan net oor afsny. Jy wil niks sien en hoor hier rondom jou. Daai stilte tyd. Ek is nou besig met my God. Ek wil hier iets. Ek wil nie net kom sit nie. Verstaan jy, as ons in die môre met so 'n ontmoeting kan opstaan en met so 'n ontmoeting werk toe kan gaan, het jy al gedink vir jouself, wat se verskil? Jy staan met vuur op, man. Jy gaan werk toe met vuur. Jy verstaan jy, want jy so gesalf en gebless, man, met die gees van die Here toe kom ontmoet in jou stilte tyd, man. Is dit nie kosbaar? En dis wat gebeur hier met Johannes. Hy sit. Jy sien dis wat vervolging bring. Halleluja. Yes, man. Magtig, man. Dis wat vervolging bring. Hy bring jou op 'n punt waar jy God kan ontmoet. Dis hoekom ek sê, vervolging is nodig in hierdie wêreld. Christene het dit te lekker. Ons het dit te gemaklik. En ek sê vir jou, as ons nie gaan vervolging begin kry nie, gaan baie van ons die koninkryk van God mis. Want vervolging laat jou die ware Jesus ontmoet. Dit bring jou op jou knieë. Dit bring jou op 'n punt wat jy kan sê, waarlik, as God nie in my lewe is, sal ek dit nie maak. Dan ontmoet ons hom. Jy sien vervolging, Johannes is op die eiland Patmos geloop gooi. Hy verstaan nie, want hy sit nog met 'n prentjie van 'n liewe Jesus. Want jy sien, hy het mos sy kop op Jesus se bors gelê. So lief was hy vir hom, en ek glo nog steeds gewees. Maar die oomblik toe Jesus nie meer daar is nie, en die vervolging kom, toe is dit asof 'n mens begin uitsak. Want ons bou ons hoop op 'n persoon, en die volgende oomblik, dan is daar die persoon nie meer daar nie. En nou kom vervolging, en nou Johannes gesit op die eiland Patmos. En hy besef nie, maar God het hom uitgehaal en vir hom hier neergesit. Sodat Johannes vir Jesus kan ontmoet. Nie die een van die wat hy gesien het op aarde, maar 'n ander Jesus. Ja, mense, as ons daardie Jesus ontmoet, sal jou lewe anderster wees. As jy daardie Jesus ontmoet, sal jou gesindheid in die wêreld anderster wees. As jy daardie Jesus ontmoet, mense, daar sal vrees
en verwerping en al hierdie goede sal afval van jou. Want dan weet jy, ja, ek het Jesus gesien. Ek het Jesus, ons kan God nie sien en bly leef nie, maar 'n weerspieëling deur sy seun, Jesus, wie God ook is, die kan ons ontmoet, die kan ons sien, die kan ons beleef. Mense, prys die Here, man. Dis daar die Jesus wat ek wil hê ons moet vanmôre ontmoet. Dis daar die Jesus wat vanmôre hier kom instap en sê, hier is ek is hier, ek is teenwoordig, ek is by julle, verstaan jy? En in die volgende oomblik, ek kom by die punt, hier staan Jesus, en hier praat 'n stem agter Johannes, verstaan jy, ek glo hy het miskien bietjie mismoedig gevoel, terwyl hy hier op die eiland sit. Hy het gevoel, man, Jessie, ek is nie meer waardig en niemand gee om nie. Ek weet, jy weet mos hoe voel dit, as dit voel daar's vervolging en verdrukking en jy weet mos daai gevoelens wat so opkom. Ek glo hy het miskien so gevoel. Hy het miskien ook gevra, waar is u Here? Kyk, ek het dan so baie vir u gedoen, en nou het hulle vir my op 'n eiland gegooi. Ek verstaan nie wat aangaan nie, verstaan jy? Maar God het 'n doel. Verstaan jy, die Here Jesus het 'n doel, man. Vergeet van wat die wêreld aan jou doen. Vra vir die Here, Here, ek wil u ontmoet, want ek wil weet wat my doel op hierdie aarde is. Ek wil nie hier ronddrentel nie, man. Nee, ons los dit vir die plakate, wat hier in die dorp sit in die mure vasplak. Verstaan, ons los dit vir daai. Ons los dit vir hierdie nagemaakte Christene, wat nooit werklik God wil ons. Ons los dit vir hulle. Maar ons wat 'n begeerte het, man, ons moet soek. Jy, en hier op 'n dag, man. Miskien is dit 10 jaar, miskien is dit 20 jaar, ek weet nie. Die Here weet sy tyd. Hier op 'n dag dan verskyn hierdie Jesus aan jou. Miskien nie dat jy hom sien nie, maar laat jy hom hier diep beleef. As jy, Here, Johannes sê, hy het 'n diep stem gehoor agter hom. Mense, jy sal weet as God met jou praat. Jy sal weet, jy sal nooit twyfel as die Gees van die Here deurdring en hy sê en hy begin praat met jou. Want jy sien, een wonderlike ding wat David Wilkinson vir my altyd sê, daar's geen manier, en as ons in Daniël gaan lees, ek wil dalk volgende Sondag bietjie daaroor praat, dan sien ons, Daniël, God ontmoet vir Daniël. Hoekom ontmoet hy hom? Omdat hy 'n bidder was. Jy sien, 3 keer op 'n dag bid Daniël. Hoeveel keer op 'n dag bid ons? Verstaan jy? God ondersoek die hart, want hy verskyn aan die wat hom soek. Hy breek sy woord oop vir die wat hom soek. Want jy sien, gebed en tyd maak dat ons harte voor God opreg kan begin kom. Dat ons eerlik, ons verhouding met die Here begin eerlik. En God sien vir Daniël, God sien hier soek hy hom. En die volgende oomblik verskyn hy aan Daniël. Nee, gaan leer ek sal daar kom ek dink ek gaan volgende week sal ek daaroor. En Daniël val eerlik op die grond. Man hier agteroor skop soos 'n dooie bok. Wat met hierdie sirkus gemors eintlik. Kry hierdie nonsens uit jou kop. Hierdie godsdienstige gemors waarmee Pinksterkerk hulle besig is. En nou as jy daar op beval en skrik en stoel en alles flenter, dat jy nou vrees die gees. Kry hierdie gemors uit ons kop uit. As ons lees in die woord, dan sien ek hoe die woord van die Here vir my duidelik, ou Daniël sê, sy liggaam het begin swak raak. Hy het swak geraak. In hierdie Jesus ontmoet, man. Verstaan, want hy's eerlik en hy's opreg. Want so val ons rond, maar môre is ons weer nog net dieselfde. God se onmoontlik, want jy's besig met 'n sirkus. Moenie vir jou met drekgode besig hou nie. Hierdie Pinksterkerke. Daniël raak swak voor die Here, man. Sy bene geen. Hy val nie agteroor om sy nek te breek. Nee, hy gaan op sy knieë. Hy sê dat sy hande op die grond raak. Soos wat hy buig voor hierdie God. Jy mense, dis die God, man. Dis nie 'n sirkus God nie. Dis nie 'n kinderbybel God nie. Dis die God, as jy in sy teenwoordigheid inkom, dan raak jy swak voor hom.
Dan begin besef ons is niks nie. Dan begin besef jy die grootheid van hierdie God. En jy raak swak en jy's op jou knieë, want dis bidden. Jy's op jou knieë en jou hande is op die grond. Verstaan jy? Jy besef ek is niks nie, Here. Dis wat met Daniel gebeur. Dis wat met Johannes op die eiland Patmos gebeur. Jy sien toe hy omkyk, toe sien hy hierdie Here Jesus. Hy weet in sy hart, dit is daardie Jesus op wie se bors ek gelê het, man. Maar hierdie Jesus wat ek in my kop gehad het, die prentjie van wie hy gewees het, is nou 'n ander Jesus. Hy begin besef, maar hierdie Jesus is baie groter as wat ek besef het. Mense is in die kosbaar. Hierdie Jesus is baie groter en baie heiliger as wat ons besef, verstaan jy? Dat ek kyk hoe Pinksterkerke 'n bespotting maak van hierdie Jesus. Hoe ons met ligsinnigheid praat van hierdie Jesus. Hoe ons spot van hierdie Jesus. Hoe ons hoor jou woorde. Mense, maar as jy hierdie Jesus ontmoet het soos Johannes op Patmos, dan sal jy besef, jy sal op jou knieë val en sê, "Ja, Here, nou weet ek wie's U. Nou weet ek wie's U." Want die woord van die Here sê so mooi. Ek het mos laas Sondag geraak aan wat hy sê toe hy omkyk. Toe staan hierdie Jesus in die middel van hulle almal. Jo, halleluja. Tussen die kandelare. Wie is die kandelare? Die kerk van die Here. En hy staan tussen die kandelare. Prys die Here. Is dit nie wonderlik? Hierdie groot donderende stem wat klink soos baie water, sê die woord. Hier staan hy tussen die mense, tussen sy mense. Prys die Here. Jy verstaan jy, die gees van die Here is nog altyd hier tussen ons, verstaan jy? En hy praat met ons gewete. Elke woord wat 'n prediker. Ek praat van mense wat opreg is, nie hierdie vals gemors nie, man. Ek praat van mense, predikers wat opreg in hulle harte is. As daar gepraat word, dan voel jy, man. Dis hoekom ek bid vanmôre dat ons woord, as die woord uitgaan, dat jy kan voel. Here, ek kry vanmôre iets. Ek gaan nie hier leeg uitstap nie. Ek wil hierdie Jesus ontmoet. Ek wil hierdie Jesus ontmoet. En ek gaan nie tevrede wees met 'n tweedehandse Jesus nie. Ek wil hierdie Jesus soos Johannes op Patmos, wil ek vir Jesus ontmoet. Prys die Here, En die woord van die Here is so mooi. En hy staan tussen sy mense, tussen die kandelare. Jesus is vanmôre in ons midde. Ons kan hom nie miskien vanmôre sien nie. Maar jou gewete van die Heilige Gees van God praat met jou gewete vanmôre. En hy sê vir jou, jy sien, ons is nog op 'n tydstip in ons lewe wat ons kan regmaak, man. Maar daar gaan 'n tyd aanbreek wat dit te laat gaan wees. Mense, ek spreek, soos wat ek laas Sondag gesê, maak reg met God. Maak reg met God. Los jou eie dinge en sienswyse en opinies en alles. Kom net by die Here uit. Kom net by God uit. Los mense. Kom jy in verhouding met die Here. Verstaan jy, met die Heilige Gees praat met ons vanmôre. Wie praat? Die Heilige Gees, want hy ken God se hart en hy kom maak dit in ons bekend. Jesus staan in die middel van sy mense en hy waarsku. Waar wie los dit? Christine, pas op vir dit. Is dit die waarheid? Ja, die gewete. Wie is die gewete? Die Heilige Gees. Wie staan hier vanmôre? Ek praat, maar eintlik is dit die Gees van die Here wat deur my praat. En tot U praat en sê, maak klaar met hierdie wêreld. Pas op, wees versigtig. Verstaan jy, Jesus is in ons midde, man. Hy staan tussen ons. Dis liefde, man. Hierdie wêreldse liefde is drek, man. Dis gemors, dis nagemaakte gemors. Die liefde van die Here is werklik, man. Dis wat so mooi is. En dan praat die woord van die Here wat hy 'n lang kleed aan. Jo, man, is dit nie wonderlik? Hoe jare was dit in die Ou Testament? Was dit mos so dat die hoëpriester gegaan het met hierdie vreeslike lang kleed en hy was tussenganger gewees vir ons na God. Verstaan jy? Hy het vir ons sondes gegaan en dan is daar ons nou offergawes gebring, offerandes waar iets geslag is of bloed gevloei het en dat hy hierdie kleed aangetrek en hy het ingetree vir ons sonde.
En verstaan, weet die woord van die Here, elke ding het 'n betekenis. Jo man, wie jou kosbaar. Nou sê die Here hier die woord hier in Johannes Openbaring 1 en Jesus het hierdie kleed aangehad. Johannes sien hierdie spierwit kleed. Daar's niks sonde op nie. Skarlakenrooi is weg en die bloed het hom gewas. Jy sien wat wonderlik is van hierdie kleed wat Johannes Openbaring 1 van praat. Dis Jesus self. Hy sê, jy het nie meer nodig om iets te bring. Ek is die volmaakte offer. Nou, die wit kleed beteken ek is gereinig, ek is skoon, ek is volmaak. Ek is nou jou tussenganger tussen jou en my Vader. Ek is die een wat in die regterhand van my Vader sit. Ek is die een wat vir jou intree. Ek is die een wat jou hart ken. Ek is die een wat hierdie hart aan God bekend maak. Hier is my kleed, ek staan voor jou, Johannes. Jy hoef nie bevrees te wees, hier staan ek voor jou. En dan lees ons verder en praat hy van die goue band om sy bors. Nou soos 'n bietjie lees en navorsing doen, dan sien ons dat die mense van daai jare het so 'n band om hulle gehad. As hulle gewerk het en as hulle klaar gewerk het, dan het hulle die band opgetrek. As die werk klaar gewees. Dan is hierdie hele romp of rok opgetrek en dan het hulle hier op die bors. En dit wil sê, hulle is nou klaar. Nou as ons hier lees in Openbaring, dan sien ons hier die goue band, die goue beteken, gereinig deur die bloed, gereinig deur die oond. En hoekom sit jy op die bors? Die woord sê, om die bors van Jesus. Hy sê, ek het klaar gewerk. Ek is klaar met dit wat ek vir jou moes gedoen het. Niks kan meer bykom nie, niks kan weggevat word nie. Ek is volmaak, dit wat aan die kruis uitgeroep, dis volbring. Dis volbring. Die Satan kan in jou niks meer doen nie, man. Mense, hey man, ek wil vanmôre moet ons in ons gees wakker raak, man. Verstaan jy? As jy die Here aangeneem het, sit jy in die holte van God se hand, man. Hou op die Satan so, bly hy applaus gee. Nou moet eers weer 'n demoon uitgedryf word. Of hier moet nou eers weer 'n binding gebreek word. Of verstaan jy, ons soek alles in die wêreld. Of jy moet eers weer 100 keer gesalf word. Jesus, wie ons Pinksterkerk kan dan met nonsens staan. Jy is in die holte van God se hand. En dit wat met jou gebeur, is met God se toestemming. Dit wat met jou gebeur, is hoe God besig is om jou te vorm, man. Los die Satan, man. Kolossense is baie duidelik dat hy is verslaan. Hy is uitgetrek, man. Hy het geen mag en gesag nie. Moet hom nie weer mag en gesag hê nie. Jy is in die holte van God se hand. En hier is God besig om jou te vorm en jou gereed te kry. Hier die kleed. Hey, halleluja. Die bloed van die Here. Hy het jou gereed gemaak, man. Is dit nie wonderlik nie? En dat sê Johannes. En sy sê hare is so wit so sneeu. Jo, man, wit soos dit sê wysheid. Wat sê amper sê Samuel. Spreuke voor, maar hy sê, gaan Spreuke 1, gaan soek wysheid in die Heilige Gees van God. Alles wat ek en jy nodig het vanmôre, mense, het die Here Jesus. Hier die beeld wat Johannes hier sien. Hey mense, hier die beeld wat Johannes hier sien, van 'n volmaakte Jesus. Nou, enige probleem wat opduik, gaan na hom toe, wys. Prys die Here en sy oë soos vuur. Daar's niks wat jy kan wegsteek. Niks wat ons kan wegsteek vir die Here Jesus. Jy sien, die oë van vuur spreek vir jou wat in sonde sit. Sê die Here, ek sien waarmee jy besig is. As ons gaan lees met al 7 hierdie gemeentes waar God hulle aanspreek, dan sê hy altyd heel eerste, ek ken jou werke. Want die vuur het my oë uit sien waarmee jy besig is. Daar's niks wat ons vir God kan wegsteek.
Verstaan jy? Want hy's tussen sy mense. Hy's tussen die sondaar. Hy's tussen die moslim. Hy's tussen sy eie kinders. Daar's niks wat ons kan wegsteek nie. En daardie vuur praat met jou gewete en hy sê vir jou en hy waarsku vir jou. Weet ek het altyd 'n vrees gehad. As ek so nonsens loop aanvange, dat ek so gesyp het, daar is 'n olie laat ek weer 'n slag bietjie oor my eie been praat. Julle kan mos nou my alleen so sê. As ek so daar op die toonbank gelê het en ek is so na en uitpas, dan sê die Gees van die Here, as jy nou sterwe, waartoe is jy op pad? Jo, dan sê ek Baarman. Daai tyd was Stroram nog Stroram. Jy sien nou hierdie halfgewaterde. As ek vir hom weggeslat het, kyk dan pas ek uit, dan weet ek van niks verder. Halleluja. Maak nie saak waar jy is nie. Die vuur uit God se oë sal jou aanspreek. Hy sal vir jou aanspreek met dit wat jy besig is. Hy sal goddeloosheid sal hy aanspreek. Hy sal in jou hart inspreek en hy sal met jou praat, nie om jou te veroordeel, om jou te vernietig nie, maar hierdie Jesus wil ook hê dat ek en jy hom moet vanmôre ontmoet, man. Dis hoekom daar die vuur. Hy sê ek wil sonde uitbrand uit jou lewe uit. Ek wil ongeregtigheid wil ek uitbrand uit jou hart uit. Ek wil liefdeloosheid wil ek uitbrand uit jou hart uit. Ek wil hê jy moet my ontmoet. Ek is tussen jou, man. Ek is hier vir jou. Ek is by jou. Niks in hierdie wêreld, nie geen sonde is te groot. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. As ons by God vanmôre kan uitkom, dan delg hy alles uit. Hierdie verterende vuur wat in sy oë, hy vat alles weg, man. Hy brand jou verlede uit. Daar's geen groter plesier in die hemel as elke siel, as 'n siel wat by die Here uitkom. Die woord sê daar vreugde in die hemel oor 'n siel wat by God uitkom. Mense, ek bid vir ons gemeente, vir siele. Ons moet siele, ons moet begin wakker word in ons gees. Ons moet ons eie belange bietjie eenkant toe skuif en ons moet by God se belange uitkom. Ons Here, wat is u hart vir my vanmôre? Laat daardie vuur vanmôre vir my vertel. Laat daardie vuur bietjie tot my hart spreek. Jong mense, die Here het vir my so 'n kosbare openbaring gegee. Jesegiel 47. Ja. Jesegiel 47. Vers 1 tot 10, 11, 12. Lees hom heel. Jesegiel 47. Ek gaan hom nou nie lees, jy moenie benoud raak. Die opskrif praat van die heilige waters. Ja. Die heilige waters. Weet, dit was vir my die mooiste openbaring gister, toe ek in my stilte tyd in my kantoor kan sit. En sê, Here, ek wil nie spreek wat ek moet spreek of wil spreek. Ek wil spreek wat u wil hê, u mense moet hoor. En die Here bring saam met hierdie boodskap, Jesegiel 47. En hy praat van die heilige waters. Hy sê vir Jesegiel, kom hier. Ek wil vir jou iets wys. En dan lees ons daarso. Mense, hier is 'n besonderse ding. Ons lees daar waar die Here vir Jesegiel vat en hy meet. Ek wil nou nie die meetstories baie praat en uitbrei nie. Waar die gebou gemeet word en dan aan hierdie kant en daar gemeet word. Daar's klomp meter en dis ek het wiskunde gedryf, so ek sal nie daai deel kan praat. Maar wat vir my mooi is waar die Here vir Jesegiel vat en deur die huis stap. En soos hulle loop, jy moet baie mooi, hier's 'n kosbare ding in hierdie heilige waters. Hier's 'n kosbare ding wat ek vanmôre vir u wil deel. Soos hulle deur die huis stap, begin loop die water in hierdie huis in. Die woord sê eers tot by die enkels. En soos die Here vir Jesegiel roep, hoor hierso, woho, mense, ja, wie, man, die woord maak my opgewonde. Veral as die Gees van die Here op my so opgebreek. Hy sê, eers tot by die enkels,
En die gees van die Here sê vir hom, kom Jesegiel, is nog nie klaar nie. Kom ons gaan na 'n ander vertrek, en dan is daar weer 'n meter uit wat ek sou gedryf het. En as hulle nou by daai vertrek instap, dan begin die water tot by die kniekoppe. Dit staan daar. En hier's 'n mooi ding. En dan gaan hy verder en alweer na 'n ander vertrek toe, en nou loop hulle in die water tot by die kniekoppe. En as die oomblik as hulle in 'n ander vertrek instap, dan begin die water styg en die water styg en nou self tot by die heupe. Is dit nie wonderlik? Nou begin hy tot by die heupe en die heel laaste sê die woord en wat ons sê, toe raak hier die water so hoog dat hulle sal moet begin swem. Toe is hulle onder die water. Dus Jesegiel is besig om te versuip. Hy is heel onder die water, dit staan daar, gaan lees self mense. Ek verduidelik, ek kan nie self gaan lees. En Jesegiel praat so mooi, hy sê, en as dit toe hy sy kop so uitsteek, toe sien hy maar hierdie water het so uitloop. En langs hierdie rivier is daar bome met vrugte. Nou as die woorde die vir jou oopbreek, dan sê jy, wat te heng, die Bybel is op Grieks geskryf, kom ek los. Maar as die Here vir jou oopbreek, dan verstaan jy vanmôre, waar hierdie rivier uitloop, is bome en vrugte. Ek wil vir jou 'n besonderse ding vanmôre deurgee. Hierdie water is niks anderster as die Heilige Gees van God. Is dit nie kosbaar vir jou wat die Here soek? Vir jou wat God soek, man. Ons praat ons nou vanmôre oor, as jy die Here soek, dan sal die Gees van die Here sal hom aan jou bekend maak. Hoe meer jy soek, eers van die enkels af. Verstaan jy? Later is dit na die kniekoppe toe. Later is na die heupe toe. Kyk hoe vul die Gees van die Here. Hey mense, is dit nie wonderlik? So, hoe meer jy soek, hoe voller word jy van die Gees. Dis so wonderlik. En dan later is jy so vol van die Gees, jy's heel onder die water. Jy's heel toe onder die water. En nou sê, kom ek lees gou vir u dan dit eers hierdie ongelowige goed opsit. Jesaja 33 sê vir my so mooi. Hy sê vers 21, 33 vers 21, hy sê, maar daar sal die Here vir ons heerlik wees. Dit sal 'n plek van riviere wees, van breë strome. Hoor mooi, geen vloot van roeiskepe sal daarop vaar nie, en geen trotse skip sal daaroor gaan. Dit sê, as jy onder die Gees is, die Satan gaan altyd rondvaar. Ons hoor ons nou hoe die bane en al wat die ding is op die see. As jy onder die Gees van God is, Satan sal try. Hy gaan probeer, maar hy gaan jou nie onderkry. Jesaja 33 vers 21. Hy sê die bote, die skepe gaan nog altyd weet. Hy praat ons nou van 'n trotse skip. Dis net trotsheid, wat is dit hoogmoed? Satan. So die Satan gaan nog altyd boor hierdie water, maar jy is onder die Gees. Verstaan jy, as geen vrees en bewe nie, want jy het Jesus in sy glorie ontmoet, man. Jy weet nou wie sy. Jy gee nie om wat die hel in hierdie wêreld, man. Wêreld vat wat joune is, maar gee my wat God se is. Halleluja. Ek is toe onder die water. En weet wat? Hoe kosbaar. Nou moet jy baie mooi hoor. Kom ek gaan, julle ding is altyd ek lieg oor alles. En nou wil ek vir julle vandag oortuig. Kyk wat sê Johannes. Johannes 19 vers 34 en dan wil ek ook Johannes 7 vers 38 en 39. Kom ek lees eers Johannes kyk wat sê vers Johannes 7 vers 38. Ons praat nou van die water.
Ons praat, die water is die Heilige Gees. Water is die Heilige Gees. Kyk wat sê Johannes 7, vers 38. Hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Amen. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Maar kom ons gaan verder. Hier lê die catch. Is jy ook opgewonde? Ja. Kom dan die praat tog nou net klaar. Tyd is amper. Gelukkig spiet hierdie. Kyk hierso. Waar het die water begin loop? Waar het die Heilige Gees begin loop? Onthou dit was Jesus was nog op aarde so, die Gees was nog nie. Waar het, daar's 'n mooi verhaal. Daar's 'n kosbare verhaal. Waar het die Gees begin loop? Waar het die water begin loop? Die oomblik toe daar die soldaat die spies vat en hy steek Jesus in die sy. Kom ons kyk wat sê. Kyk net in die teks. Vers 34. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Toe Jesus daar sterf en hulle kyk of hy dood is, toe vloei die Heilige Gees uit sy binneste. Water. Kan jy vir jouself dink, die oomblik toe Jesus van die woord sê, toe hy hier was, kon daar nog niks gebeur het, maar toe hy nie meer het, toe steek 'n soldaat hom in sy sy, en die Heilige Gees begin vloei uit Jesus se sy. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, en dit begin vloei, en dit vloei tot vandag toe nog alles. As ons verder in Jesegiel 47 gaan lees, dan sien ons dat hierdie strome van lewende water gaan ook oor dooie Christene vloei. Dit gaan hierdie wat lou geraak het, wat flou geraak het, hierdie strome van lewende water in die laaste tyd, wat ons nou is. Kyk die liefde van God. Hierdie strome van lewende water gaan oplewing bring. Daar gaan weer 'n lewe in die kerk begin. Daar gaan lewe tussen die moslems begin. Daar gaan lewe tussen sataniste. Daar gaan lewe tussen dooie Christene begin. Hy sê praat van dubbele strome, maar hy praat ook van water wat in die moerasse gaan ingaan en in die vleie gaan ingaan. En hy praat van dat hierdie water gaan versout. Dit beteken hulle gaan dood wees. Daar gaan Christene weer opstaan, maar daar gaan Christene kom wat doodgaan, wat nooit weer wil lewe. Hulle gaan sout word. Daar's geen smaak meer in. Maar daar die water wat uit Jesus se sy uitvloei, hy vloei tot vandag toe. Hy sê in die laaste dae gaan dit dubbel. Kyk hoe lief het God sy mense. Kyk hoe lief het God vir ons, dat hy vir ons 'n kans wil gee op hierdie aarde, 'n kans om Jesus te ontmoet, man. 'n kans om die ewige lewe in te gaan, mense. Gryp dit vandag aan. Vergeet van alles in hierdie lewe. Die Here roep jou vanmôre. Die Here roep jou vanmôre. Hoor my weerklank. Roer my uit, roep vanmôre. Dis nie ek wat praat nie, dis die Gees van die Here wat vanmôre roep. Maak klaar. Maak klaar. Strome van lewende water. Daar's bome, daar's vrugte. Mense. Elke oomblik, hy sê elke seisoen het sy eie vrug. Is dit nie wonderlik? God gaan aan mekaar voer. Vir jou wat soek sal jy sal aan mekaar nog wil hê. En nog, en elke seisoen, hy sê elke seisoen het sy eie vrug. Daar is tye wat ons gaan deur moeilike tye gaan, maar daardie seisoen het ook sy vrug. Daar gaan 'n tyd van vervolging, maar daardie seisoen het sy vrug. Daar gaan 'n tyd van voorspoed, maar daardie seisoen het sy vrug. Elke seisoen het sy vrug, want hierdie bome gaan nooit dood nie, want dit word gevoed deur die strome van lewende water.
Jo, mense, is dit die kosbaar om vanmôre te weet, my lewe is in God se hand. Maar as ek rondom my kyk, die Here wil jou vrymaak van dit waarmee jy sukkel vanmôre. God wil hê ons moet vrykom. God wil hê ons moet hom ontmoet. As daar dinge is in jou lewe wat jy weet, Here, ek ervaar nie vir U soos wat hierdie spoegberg praat. Dan kom jy by die Here. Here, sê dit vir die Here. Sê dit vir die Here. As jy hierdie woord vat en jy begin lees en dit breek vir jou oop, dat jy nie kan ophou nie, dan moet jy weet, jy het hom. Amen. Jy het hom. Jy het hom. Hy is nie meer by die enkels nie. Jy sien nou die dag wat jy tot bekering gekom het, het jy by die enkels gekom. Maar soos jy 'n pad met die Here loop, so raak jy voller en voller van die Heilige Gees. Totdat jy jou oorspoel. En dan elke woord, elke letter uit die woord van God is openbaar. Dat jy sê, ja, Here. Ja. Stilte tyd. Stilte tyd. Soek die Here in desperaatheid. In desperaatheid. Man, al sit jy op 'n blading, petrolblik. Daai petrolblik laat sit jy op. Al sit jy lekker op 'n koue vloer, dis goed vir aanbye. Moenie dat hierdie wêreld, man, moenie dat hierdie wêreld in sy goeders vir jou terughou om Jesus te ontmoet. Vat wêreld. Wat is joune? Dis daai coin. Gee die keiser wat hom toekom, maar gee aan Jesus wat hom toekom. Wie se kop is op die keiser? Ja, dis die keiser, nou toe gee daai geldstukke syne. Maar jy, jy is die ewe beeld van Christus. Gee aan Christus wat hom toekom. Jy behoort aan God. Gee die keiser se coin, man. Maar jy behoort, ek en jy behoort aan God. Gee aan God wat hom toekom. Weet jy dit? Hierdie Johannesburg is op Pretoria. Waar is jy? Johannesburg. Die Here roep vir julle. Hoor jy my broeder? Sê, die Here is vir julle lief. Die Here is vir julle lief. Hierdie wêreld is mos sleg. Hierdie wêreld het nie liefde nie. Hulle lief daaroor. Hierdie wêreld het nie liefde nie. Maar my binnekant uit Johannes, God het jou lief. Daarin hoef jy nooit te twyfel, God het jou lief. Ja, hy het jou lief, man. Geen die keiser, maar ek en jy, ons behoort aan God. Ons is sy eie. Amen. Kom ons sluit. Vader, baie dankie. Baie dankie dat ons miskien van, as ons hier uitstap, so sou Johannes net kan in stilte gaan sit. Nie om te kla en te murmureer, maar in stilte gaan sit en sê, Here, ek wil daai Jesus ontmoet. Ek wil vir U ontmoet. Ek sien die grootheid van U hande rondom my, Here, maar hier binnekant, vul my met U waters, o Heilige Gees. Boer oor my kop. Here, al gaan sit ek in 'n tronk soos op Paulus, Here. Al gaan ek weer vervolging. Ek sien uit soos Paulus om Jesus te gaan ontmoet in die paradys. Ek sien uit om daar by hom te gaan sit in sy voete. Daar waar die vreugde en die blydskap, daar die Galasiërs 5 vers 21, daar die vrug van die Gees, waar die vrug van die Gees in volheid is. Liefde, vrede, blydskap. Ja, Here, help ons gemeente, o Heilige Gees. Here, draai krane toe as dit moet toegedraai word.
sodat ons, soos ou Daniel, op ons knieë kan val vanmôre. Op ons knieë voor U kan val, lam geraak. Soos wat ou Johannes daar op Patmos lam geraak het voor U, my God. En hy op sy aangesig geloop val het. Ja, Here, ek kan my net voorstel, maar U soek commitment. U soek loyaliteit. Ja, U soek dit, Here. U soek 'n hart wat desperaat soek na U. En vir elkeen vanmôre wat uitroep in hulle harte vanmôre, my God. Elkeen wat vanmôre uitroep in hulle harte. Here, help my. Soos 'n blinde bedelaar gesit het. Here, help my. Ek wil ook sien. Here, mag U vir ons vanmôre vrymaak van ons blindheid, my God. Dat ons kan sien. Dat ons kan ervaar en kan beleef. Help ons, Here, ons wil sien. Vul my hart, vul my gees vanmôre, Here, met die dinge van U. Romeine 12 vers 2 wat soek die dinge daarbo. Here, ons soek die dinge daarbo. Ons soek daarna. Niks in hierdie wêreld is my meer belangrik nie, Here. Niks nie, Here. Dankie vir dit wat U vir my gee om te oorleef hierso. Wat ek nodig het hier. Maar my alles is daarbo. My alles. Here, ek kom staan vanmôre, miskien is daar 'n klomp seer nog in ons mense se lewens, Here. Wat maak dat ons kan deurkom, Here? Here, daar sekere dinge waar hierdie Satan se boot is gedurig boor my waters om te kyk of hy nie kan wegkry van die Here af. Hy kom met leuns en bedrog en bedrieg my God. En vanmôre wil ons net sê, Here, help ons vanmôre om alles wat hier binne is net uit te gooi. Uit my boot uit te gooi. En net vir Jesus vanmôre my boot toe te laat. In storms, waters, Here, is daar vrugte langs hierdie strome. In die goeie jare is daar vrugte, Here. U voorsien, want U staan tussen U mense. U is by ons. U ondersteun ons. U gee ons wysheid, U gee ons krag. Alles wat ons vanmôre nodig het. En met die wat U vanmôre tot hulle harte spreek, dat ons sal gaan stil raak. So bietjie uit die gewoel van die wêreld uitkom en net by U gaan stil raak en sê, Here, wat wil U vir my sê? Wat wil U vir my sê? O, ek prys U. Ek prys U. Here, dit wat U vanmôre met ons gedeel het, wil U nie dit met elke ander gemeente deel nie. Dat daardie dooie gees lewendig sal word. Dat ons kerk nie sal bekend staan as 'n vallei van dooie bene nie. Maar 'n kerk waar daar weer vlees gekom, daar weer lewe gekom. En net U, o Heilige Gees, kan lewe bring. Here, as mense hier instap, moet hulle die liefde van God ervaar. Hulle moet daai kalmte en vrede van U ervaar, o Heilige Gees. Ja, ek kyk so dingetjie en ek weet nie hoeveel waarheid daar maak nie vir my saak, want dit was my kosbaar. Van hierdie soldaat wat daar die spies in die sy gesteek het, en hierdie stukkie wat sê hy was half blind gewees. O, halleluja, hy was half blind gewees. Maar toe hy hierdie spies in die sy steek, en daar die bloed in die water so spat, en dit so oor sy gesig spat, toe kon hy sien, en dis hy wat uitgeroep het, waarlik hy was die seun van God. Toe hierdie bloed oor hom spat, Here. Toe hierdie lewende water oor hom spat, toe roep hy waarlik, dit was die seun van God, en hy kon gesien het. Dis Jesus wat ons gekruisig het. Laat hierdie bloed en hierdie water ook in ons gesig spat, my God, sodat ons kan sien, dis waarlik Jesus wat ons so vervolg het. Maar nou weet ons, Here, vergewe ons.
Jesus, vergewe ons, my God. Ons het wat in onkunde, miskien ons was dood in die dood in ons gees, maar hierdie water het dubbel gekom en het ook oor my gees begin spoel en daar lewe in my binneste kan gekom en ek kon ook gesien het, dis Jesus. Dankie, Here. Dankie, Heilige Gees, vir naprediking en elkeen van ons. Here, help ons, dat ons nie sal moeg raak in hierdie laaste tyd, my God. Help ons, Here, dat ons nie sal moeg raak, maar dat ons sal staande bly. Gee ons krag, Here. Ek bid, gee ons krag en deursettingsvermoë. Dis moeilike tye wat vir ons as kinders van U voorlê. Help ons, my God, dat ons sal stewig staan in hierdie tye. Dis in hierdie tye wat ons hande en ons knieë voor U moet stil staan en dat ons gees vanmôre net oopmaak en net kan beleef ons God. Hy sal ons nooit begewe en verlaat nie. Hierdie God is altyd by ons, altyd saam met ons. Shalom, my vrede is by U. Dankie, Here. In Jesus naam bid ek. Amen. Kom ons staan en dan sing ons lekker. Teachings daar by die drop-in sentrum wat ons maar ook die gemeenskap bietjie wil help, so praat ek maar 6:00 Woensdag aand. So almal is ook daar welkom. Daar's lekker koffie na die tyd. Jonas, sal jy vir ons afsluit? Abba Vader, Here God Almagtig. Wat 'n voorreg was dit om weer vanoggend net hier in die huis te kan vergader.
Here om die woord te hoor wat hy sê, dis grooving brethren dwells together. Dankie Here, dankie. Dankie vir die woord wat uitgegaan het. Vader, ek bid dat dit in goeie grond geval het. Here, dat dit sal opkom en dat dit veel vrug sal lewer. Dankie Here dat ons ook kan vra dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Dankie my Abba Vader, dankie. Vader, ons nou vandag vra op verreisende genade vir elkeen wat huis toe gaan en bring ons weer op die bestemde tyd weer by mekaar. Baie dankie Heer. Amen. 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 Dat is lekker koffietjie. Ons het klaar gebraai gisterand, sorry.